Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Kan jy my hoor? Hy het my mooi hoor. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vanmôre toe broer Andre my goed gesê lees die skrif 1 Korintiërs, nou ja, 1:2, daarin begin. En die woord sê broer Andre, die woord sê Paulus praat met die heiliges en met die gewone kinders van die Here. En hy sê, julle wat die naam van die Here oral altyd verkondig. Amen. Aanroep. Oral altyd die naam van die Here aanroep. Praise the Lord. Dit is die wonderlike wanneer ons voor die Here se naam aanroep. Amen. Amen. Ek en jy as kind van die Here die verantwoordelikheid om tydig en ontydig en op elke plek sy naam aan te roep. En die vraag is vanmôre eintlik maar vir ons elkeen. Hoeveel van die mense in hierdie dorp weet ek se kind van die Here? Ons almal skuldig. Partykeer as steek ons geloof weg om die waarheid terwyl ons die lig die werklikse bly die Here. Amen. Ons het nou bepaald partykeer hier. Kyk, as ek sê die jaar is afgedag in die tyd. Alwaar wil jy werk hier wees het in die Here. Ja, daarvoor absoluut. Dis dan vir 'n tyd. En as hulle dit geweet die daai dag moet ek oor die dollar almal doen. En so, dis ons gemaksone. Dis ons gemaksone. Wanneer ek op baboes staan, wanneer ek by mega mark staan, jy weet veral waar opposite Abdullah, nou dit is Mohammed. Sien, hy sal so laat groot ek nie sy naam onthou. Sien, ek kan Jesus se naam gee van Here. Yes. Sien, wanneer ons op die vyand se grondgebied kom, jy hier ons nog steeds waar ons doen. Maar ons gemaak dan wys die Here. Dis kom baie keer sê. Maak nie self op persoonlike verskil. Maar eintlik afgedag van die tyd waar die Heilige Gees uitwerk om ons almal dieselfde. Dit werk blydskap. En is so dat almal is nie so gelykrig soos ek nie. Dit is so. But there must be a sign of happiness, of blydskap. Vreugde. Wanneer ek in die woordigheid van die Here kom en dan sê ek baie keer as jy dit moeilik vind om hier uitbundig vir die Here te wees. Aan jy daar buite doen? Gaan ons oral en op elke plek die Here se naam aanroep? Dis wat die mense gedoen. Paulus vra hulle. Hy sê nie vir hulle. Hy bevestig iets wat die mense doen. Terwyl hulle so kom ek moedig julle aan en ek moedig myself aan. Kom ons tydig ontydig. Kom ons wees skaamteloos vir die Here. En met vrymoedigheid kom ons verklaar aan die wêreld wie is my God. En as jy nou ooit gewonder het of ons aan die einde van die einde is, en in hierdie gesprek
is daar hierdie man wat in 'n kerk ontmoet het met die Here. Kerk waar ons daar vandag tradisioneel sal sê, die Gees van die Here eintlik nie meer werk nie. Waar in die breë vir daardie denominasie, dat dit nie meer hulle glo eintlik in die werking van die Heilige Gees nie. Maar hierdie man kom in hierdie kerk so radikaal tot bekering, dat die kerk raak nie weet hoe met die man huis te hou nie, en dat selfs die man se pa, wat op die kerk raak is, in die kerk raak sê, daar's fout met my seun, ons moet vir hom bid. Ek wil vir jou sê, ja, daar is fout in die mens oor, wat hy waaragtig tot bekering gekom, hy het 'n ontmoeting gehad. Ek wil vir jou vanmôre sê, dat die Here is besig om sy kinders uit plekke uit te haal, wat dalk nie vanmôre soos ek en jy lyk nie, wat dalk nie vanmôre soos ek en jy praat nie, wat dalk nie vanmôre soos ek en jy ryk nie, maar God het hulle uitverkies vir die grondlegging van hierdie aarde. Halleluja! En het sal vir die Here inbring. Halleluja! Al bly ek en jy kan dit staan. Hy sal hulle in die gatters gaan uitdra. En ek wil amper 'n waarskuwing rig op ons. En dan as ek praat van ons, praat ek nie noodwendig van die gemeente nie, maar ek praat van ons, wat stil bly. En ons het 'n plek om met daai man in jou te tree. Want hy wat laaste is, sal eerste wees, en hy wat eerste is, sal laaste wees. Stay in die kerk wakker word. Dis tyd dat ons smag en begeer weer na die vuur. Ja. Dan die krag van die Heilige Gees. Want God is 'n waarheid. Sy Gees is 'n waarheid. Nou 2000 jaar in die kerk dalk sy program verander, maar God het nog nie verander nie. Jesus het nog nie verander nie. Die Heilige Gees het nog nie verander nie. Halleluja. Daar soveel meer vir my en vir jou. Daar soveel meer vir my en vir jou. Kom ons wees nie tevrede. Ek die woord sê ons moet vergenoeg wees. Vergenoeg met aardse dinge, vergenoeg met die materiële. Maar kom ek en jy begeer dan meer van die geestelike. Kom ek en jy begeer meer van die Heilige Gees en van ons Here Jesus Christus. Want dit is 'n onuitputbare bron. Ek en jy kan nooit genoeg hê. Ons kan nooit genoeg weet nie. Miskien moet ek by my begin. Ek begeer die dag waar ons so oordans en bid die Gees van die Here en nie se diens nie. Ja. Die eerste persoon wat die instap is ons onder die Gees. En elke wat inkom, maak nie saak waar hy vandaan kom nie. As hy inkom, het hy hom so vasloop in die Heilige Gees, dat hy sal begin dans, en hy sal die Here se naam loof. Of net neerval voor die Here en ons bid. Dit is my beslechte, dat is die vinger van môre. Wat vraag die Here, dat moet Here aan die oefen en ek in die Here in kerk doen. As hy in verstaan het, dat die Here moet met my praat. Die Here, halleluja. Nog verheer die Here! Halleluja! Welkom vanmôre, as ek nou hierdie klompie wat er vanmôre in die Here die mense van Constantia, ek laat weet, hulle het 'n drama, hulle sê al op die 3 dae met krag nie. Ja, as hulle krag is daar die water nie. Ek verstaan daar taal wat stuk is. Iets en ek kon nie volg nie. Hulle die water nie. So hulle is ryk vanmôre. En die woord het as 'n reek van lewe en as 'n reek van die dood. Nou as jy vir 3 dae nie water gehad het nie, dan prys. En ek kry dit jammer.
Kijk, ons het al baie keer dit ons dan maar hier in hierdie dorp al weer veilig gaan waar nie water is nie. En ek het so amper 7000 liter tank water dat dit later aan opraak. Maar ek moet vir julle sê, die genade van die Here, ek dank die Here hiervoor, as ons nog nooit sonder water. Al het hy tank weer geword, die Here weer water voorsien. Maar dan ek met vrou moet swembad bad om die water te spaar. Letterlik in die sekens van vloed en hy koue water swembad bad. Sodat jy net die water wat jy het kan gebruik vir die lichaam. Dat weet jy dit is om sonder water te wees. Ek wil amper sê jy kan op 'n rukkie sonder krag gaan, maar sonder water. Water is lewe. Ja. So ons dink aan hulle, so dat almal van hulle gaan nie vermoë wees nie. Lokaal op die straat op Rita is hy nog vandag, is hy nie by ons nie, jy vat hom net 'n naam kry. Weet jy? Rita sê ek vat 'n naam die kinders kry. Ja. So sy weer volgende week af saam met ons. En die aarddiens is normaal, so vanaand 6:00 begin ons met ons Christus, 70x7. Ek is baie opgewonde daaroor. En ek sien uit daarna, en ek vertrou dat die Here dit gee, dat dit almal sal werk. So ek sien uit daarna, vir die wat sê hulle gaan kom, ons het hulle boeke gedruk, so ons is gereed vir julle. So ja, kom ons doen dit saam. Vanaand 6:00. As ek die eerste keer vandag, as jy baie stout maak, dan is jy welkom om die baie af te sit. So ek wil nou nie jy moet verklein en dan slaan die oor toe. Prys die Here. Dan is dit vir my 'n besonderse voorreg om ouma Hani geluk te wens met haar verjaarsdag. Sy verjaar die 17de. Ons is vandag die 15de. So dit is Dinsdag. Die 17de jaar ouma Hani. As ek geen huwelikserkenning is nie. En die Here. Waarom moet ek kom op die wees? Hy is hier op Woensdag. Prys die Here. Halleluja! So ek het hom goed gaan voor opgestaan. My woord het hom, ek wil hom net gou sal. Prys die Here. Baie liewe. Ons hart is baie rein en opreg. En ek geniet hom baie hierso. Baie keer moet ek net die mikrofoon amper in daai kreatief indruk wat ek aan die saak speel. Kyk as daai ding dan begin te hier raak dan wil ek oor dan oor die maar meer ons nie vir dit maar oor dit wat oor agter die sleutel die ons sit dan maar hy dan oor die openbaar en dan sien of jy is dit helemaal mijn mikrofoon wat naar hier zijn. Mag je zien, mag je toegaan, dat is ook vooral niet. Ik ga niet meer te zitten met wat uit de takken. Maar aan jokken. Iedereen die kan hard werken. Kijk, wat wij die ik heb gezamenlijk drie ouders wat al relatief wat goed om bereikt is met een paar jonge mannen onder die tafel kunnen werken die in de broedkamer staan. En dat broedkamer betekent dat jij 46 de broed is 24. Dat is die maar zie je die goed is dat je alhoewel ek wil nou so met tommetjies sê, Ralf, hulle gaan maar goed klink van baie water en die goedheid van die Here, ons absoluut doen saam. Kom ons, steek ons hande in, die ons seën. Ben ons Vader, mag die seën ryklik
Yes, amen. Stem saam, ja. Here, wat 'n voorreg vanmôre Mm. U dankie te kan sê vir nog 'n jaar wat U by sy lewe gevoed het. Yes, dankie Jesus. Here, dat U en as ons elke keer weer dat U elke keer, Halleluja. elke oomblik in hierdie jaar wat verby is saam met ons was. Halleluja. En kan ons sonder vrees die jaar in, want weet ek ook, Here, dat U hierdie jaar reeds van voorberei het, Here. En Here, dat U ook in hierdie jaar saam met ons sal beweeg, Ja. dat die belofte ook vir ons sal wees, dat U hom sal vergewe en hom nie sal verlaat. Here, wil ons ook bid dat U die steeds in die hemel op ons sal oorlaat, Here, elke facet van sy lewe, wil ek goedheid guns afbid, wil ek die seën afbid, wil ek goeie gesondheid afbid, vrede en blydskap, Here, wil ek bid vir sy kinders en sy kleinkinders vanmôre, wil ek bid vir sy huwelik vanmôre, wil ek bid vir sy gesondheid vanmôre, wil ek bid vir sy finansies, Here, dat U hom sal seën en oorbeheer, dat hy nie voor hy nooit tekort sal hê, maar dat hy nie oorvloed genoeg sal hê om te kan uitdeel, Here. Halleluja. En Here, dat hy ook aan die einde van hierdie jaar sal uitdeel, dat hy dankie, Here. Yes. U was alweer dankie, en ek dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Maar die Here ook seën, Here, in sy naam. Halleluja. Ek wonder of die en die slag is wat is dan die van woorden. Ons sien. Dan is dit hy om hom te dra, prys die Here, want hy nie permanent aan wees hy sal aanwees met lofpryse en dan gaan ons dit nie hoor nie, ons gaan hom doodsing en met die getuienis, prys die Here. Halleluja. Kom ons staan. Ek gaan vir broer Dani. Ag nee, ek het sommer vir suster, wat ek broer Karla. Vir suster Karla. Sy het die mikrofoon dat sy sommer vir ons open met gebed. Prys die Here, dan gaan ons lekker die naam van Koning Jesus groot maak. Dankie suster. Ons Hemelse Vader, Here, dan het vanoggend hier voor U staan saam met my broers en susters vra ek dat my woorde vir U aanneemlik mag wees. En dat U hierdie omgewing vir ons rein sal maak teen U teenwoordigheid. Dat ons U binneste kan beleef soos wat U ons het, Here, en dat ons in dankbaarheid en vreugde U mag dien en eer, nie net hier nie, maar oral waar ons gaan. Dankie Vader dat U vir ons goed is, dat U Yes, amen. Dankie dat ons kan weet dat elke belofte van U vir ons in Jesus Christus ja en amen. Amen. Leer ons Here om die beloftes te neem. Help ons deur die Gees om te wandel op daardie wyse dat U in U hart ook geseënd is. Wil U vanoggend dan elkeen wat hier is en ook naby is, Here. En vir ons wat hier is, vra ek dat ons ore en ons oë sal oopmaak. En ons sal hoor en weet dat U geëer mag wees. Amen. Sien Amen. ook ons wat die woord bring vanmôre, Here, dat vir ons is lewende water. Dat ons ook daar weer versterk mag word. Vir elkeen wat jaar, vir elkeen wat ek sê om te vier, vir ons U voor dank, Here, want elke dag in ons lewe kom uit U hande. En ek wil weer sê dankie, Vader, dat U is wie U sê U is. Ons kan op U vertrou in ons hele wese. Elke groot of klein ding kan ons gesels. En ek is dankbaar daarvoor. Hierdie dank vir ons eenheid saamvoeg vanoggend, dat ons U woord sal groot maak in ons binneste. Ons eer U daarvoor en ons dank U in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons
Hallelujah. Hallelujah. God, Hallelujah. 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 Hallelujah.
I believe totally given. You see, when you leave, John was in the spirit of the Lord's Prayer. As you provide for Jesus and face it on. Yet, but this one was the grace of God, and it was good, but a year and year tot een ander uur. Het is die alvang in die kast. Het is die beginning. Wat de wonderlijke vreugde is het beginnen in de Paulus zegt, als het gestuurd was niet, dan was ons verloren. En wel op een contract. Dit was waardeloos. Waarom dat hij liep? Ik Boeddha, als hij geleerd is in het doel. Mohammed, als hij geleerd is in het doel. Hare Krishna, als hij ooit geleerd is in het doel. Ik wil hier zien, elke mens, behalve dat voor Elia en voor Jenoch, maar alles zou mogen een blik krijgen. Wel aannemen, hij zegt doe, maar hij zegt niet wat meer. Zijn naam is Jezus Christus. Halleluja. Hij leeft tot de kerk. En omdat hij leeft, krijg je een kans. Een woord. Halleluja. Kom ons, Heer. Kom ons, Heer, in zijn naam.
En als ik dat veel moeilijk is, om jullie aan de Heer te verklaren, dan neem ik wel op dat de Heer openbaart die liefde aan mij. Zie om de geleerdheid op een molen, en met het recht die zich aan vandaag stelt. Wil je niet een molen, dan zie je het met het oppakken terug, hoe hij zijn liefde aan mij verklaart. Hoe kostbaar is de molen van mijn steun. I trust in you, Lord. I trust in you. You make so great. You make so good. You never fail me.
I'm trusting you, Lord. I'm trusting I want to Ek wil U nie voorskryf nie. Ek wil U liefde nie opgebruik nie. My liefde hang nie af aan U liefde nie. Ek spyt dat ek kan nie elke dag die liefde doen. Here, I can never ever outlove you. Here, ek kan nie meer liefde is vir my liefde. Here, dis onmoontlik. Ek is so dankbaar dat daar niks is. Here, wat my en U kan skei as U liefde. Niks, geen vraag, geen wat, nie eers die engele, nie eers die Bybel self, nie eers ek die vermoë om my te skenk van U. Dankie dat U ons so lief het. Dat U die lewe gegee het terwyl ons nog sondig was. Dat U vir ons versoening gebring het terwyl ons op vyandig was. Ek loof en ek prys U daarvoor.
Ek eer U, Here. Dank U vir U liefde, onwaarskynlik, onbeskryflik. Dis 'n liefde wat sy lewe afgegee het. Dis 'n vyand. Hallelujah. Dank U, Jesus. Dank U, Praise the Lord. ons loof en ons Hallelujah. dank U vir die vermoë en oomblik het ons sin tot eer van U naam. Dankie dat ons kinders van U Hallelujah. dankie dat ons van U behoort. Dankie dat ons U kan stel. Dankie dat ons U kan vertel. Want U is onveilig. Dankie U daarvoor. Vader, sien die liefde in U. My gebed is dat U alles vir Here sal doen. Ek bid Here dat ons sal sien en verder in U teenwoordigheid. My gebed is dat die Heilige Gees homself net meer en meer en krag en lewe te gee as ons maak. My gebed is dat die salwing van die Heilige Gees nie beter sal wees. My gebed is dat die Heilige Gees my sal lei en vul. Halleluja, my gebed is dat die Here ons hart ontvanklik sal maak. Ons ore sal besluit, ons verligting van verstand sal kom van verstaan en te kan begryp en te kan toepas. En Here, dat U die woord sal verseël met U bloed, sodat die vyand nie kan loof nie. Dat ons dit nie sal kan vergeet, maar dat ons aan die woord sal vas, want die woord is woorde van die Gees. Ons spreek dat. Ons seën dan ook, dit sal my lippe om dit oor te dra. Sal vir my oor om die stem te hoor. Dat ek niks môre uit my eie sal sê, Here, maar dat ek net sal gee dit wat U vra. Sodat U daardeur verheerlik sal word, sodat U gemeente gestig sal word, sodat U kerk uitgebring sal word. Alles in Jesus se naam. Amen en amen. Ek gee solank die geleentheid vir getuienis, as jy 'n dankbare hart het, as jy vertel hoe goed die Here is, dat jy dit sal doen in tussentyd, terwyl jy besig is, dat jy die woord laat oopmaak by Eksodus 3 en by Psalm 56. Eksodus 3 en Psalm 56. Die ook al dan die Bybel pas, sy baie pastoor van jy, hou jy dit net vir ons. Hou my net. Is daar enig blys in die Here? Ek is dankbaar vanmôre. Dan Here my nog amen. Dankbaar vanmôre dat ek in sy teenwoordigheid kan staan van dankie. Jy baie krag aan die sy genade aan my. Amen. Hulle het sy wat uitdeur gedra. Daar is niks wat ek gedoen het. Dis alles Jesus. Al die eer vir hom te môre. Amen. Prys en eer om vanmôre. Al die lof, al die eer kom aan vanmôre. Prys die Here. Definitely my way. This was in my year, maybe what power people now. I didn't see the other man when my God is after him. I got for day. Because the my work on the mechanism. So I think it was one that books are extremely okay. You say that we could be a man and why is it so? I think I'm learning about this one and doing not. Those old songs, we don't start off, all the old making in the mind is not sort of novelty. After a moment to start, I kind of learning to start, actually, I'm the big one who can live together. In the other way, what I'm most seeing is a kind of another. In a second, for now. But like I said, I have to do it. I honestly live in that house. It's like having some books that I put on that line at home, my mind. The thing comes, well, and then God will open slots. All you can make to be a thing. I think God I can put it out the doctor, I think it's more than it is now. My other doctor would also take it on and putting me a Bible. I think that can work for me, but that's slowly what I'm coming. I think on the building, I'm just a direction of law, whether reject from me. Reject from all the people from here. And it's pretty law and the beer law is the beer that I see. I can make unnecessary under laws, and I can under a family closely. This is not under, I told you a good one. And I came on the doctor for and I doctor called and saw me for that year.
En ek dink altyd, dis die Here is my herders. En ek opgestaan en ek het die Bybel gevat en ek lees Psalm 122 en ek sê dat is nie die Here is my herder nie. En dit is 'n Psalm wat presies beskryf het waar ek was. En waar al die dinge, dit het my krag gegee aan, want dit was moeilik tot nou. So daar's my kinders is nou met van goed gebeur, dit van beter met hulle, maar dit is nog nie klaar. So dit is nog 'n work in progress. Dis nog goed saam, en ek weet hy al die antwoorde. Dit was vir die boodskap wat ek van gekend van die dochter. Dit het my hart so stil gemaak, want ek weet sy is bestaan, en ek weet hy goeie dinge. Ek is bang vir 'n kind van myself nie. So dit is 'n groot keuse wat ek op hierdie stadium. En dat sy soveel behandeling is, en soveel sessies deurgegaan. Maar ek weet nou, hy weet al, daar sal niks te talk oor. Ek het al die jeugd op en ook oor hier gepersoon. As ek dinge leer gestudeer en die hulle in afgekeerde vermoede vir die jeugd die jong kinders in 11 jaar snap nie gebeur. Hulle snap dit is my amazing dat hulle vra en Justin is wat steeds die my woorde doen so goed en wil te leer. Die Here kom openbaring gegee en die kinders sit nie vra. Ek nie snap dit wanneer hulle vra dit is so lekker. Maar wat ek wil sê is ons dink altyd as ons gaan bid en ons is gelukkig met die Here, so ons lewe gaan makliker wees. Die Here gaan ons uit situasies uithaal. Ek weet nie altyd nie. Soms haal hy jou uit situasie uit. Soms moet jy wat hierdie ooit gaan na hy soms terwyl. Soms moet jy oor die berg klim, soms kyk hy die berg voor. Maar as jy oor die berg moet klim hy saam met jou. As daai Here berg begin klim, dan die God klaar besluit, jy is sterk genoeg om te maak. Hy gaan dit nie jou pad sit as hy weet om dit te maak nie. So jy is rondom, jy is nie losgekom. Weet klaar, kom nie klaar besluit. Jy is sterk genoeg. Maar jy gaan dit maak. Dis nie iets wat op jou pad kom en dit lyk soos die berg en lyk om jy dan gaan oorkom nie. God is saam met ons in die vuur, God is saam met ons in die storm. Die water sal nie jou oorstroom nie. Hy is saam met jou daar. Dit gaan vir jou voel as jy kop in die water om jy kry nie kans om die geen asem te val en te kop in die water. Dit gaan soms opkom. Ek weet hoe dit te doen. Dit voel sê jy kry nie asem nie genoeg. Ek om asem te skep en as ek op weer oorheen storm. Maar Jesus is saam met jou daar. Hy kan nodig nie vir ons tegelijke pad nie, maar hy kan nodig om saam met ons op elke pad te wees. Amen. Daar's 'n woord aan van oh my man. How God is great. Amen. Wat ek wil sê is, wat jy weet van dit, gisteroggend het ek dit na toe. Ja, ek het nie van die Here wat al die dinge. Oh my man, your God, die dan nie op aangetrek. Rooi. Swart. En hulle gesit is om opgemaak tegen. Ja, raai nie so mooi kry. Nou dat ek mooi vir mense. En ek sê, hoekom doen julle dit in verwelling? Eerst dat dit is vir hulle werk te verwachten. Ek sê nee man, dit is nie nodig om te doen, want Valentijnsdag met toesellers in die wereld. Wat is Valentijnsdag? Ek sê dit is 'n pagandag. Wat is 'n pagandag? Hoe besef ek nie dan nie weet van my. En waar begin ek nou? Ek sê, oh my man, dit is nie so van my. Ek sê kyk mense, dit is 'n ding wat ek moet op die maar God los het nie wat ons met vandag kerk. Maar ek kan julle dit beter vertel. Dan maak ek die deur oop. Nee, dan moet jy sê ek moet vertel nie. Maar dit is nie nou tyd nie, ek het dit nie weer doen. So die week sal ek die draai daar gaan wag vir hulle gewenlik waaroor dit gaan. Die beste wat ek kan doen. So dit is die pad wat die Here vir my wil gemaak het. En
En dat is ook die mense sê wat jy moeilijke tyd gaan vertrek. Die Here die Egiptenare uit, die Israeliete uit Egipte uitgebring in die woestyn. Die Here weet wat om 40 dae daaroor, 40 jaar daaroor. Ek hulle nie gelos van 'n water. Water het 'n klip uit laat kom, en daai water het saam met hulle gegaan. Ek wil 'n kos gegee. Maar kry dieselfde, maar wat kry ook nie gebruik, maar kry ook die pad voor die wat nie lekker. Ja, Ek is 'n dankbare hart. En ek is nie dankbaar dat die Here my siel gered het nie. Dat hy my soos 'n brand op die vuur het geruk het en my voete op die rots gesit nie. Ek is ook dankbaar. As ek mens net kyk na die wêreld, daar's mense wat vandag nie weet of hulle môre gaan lewe nie. Daar's bomme wat val. Dis moord, dis roof, dis oorlog. Ons lewe in 'n land wat vrede het. Al het ons baie om op te doen oor die land. Sê ek dankie Jesus dat ons in 'n land bly wat nie oorlog het nie, wat vrede het, dat ons godsdienstvryheid het, dat ons kan kerk toe kom wanneer ons wil. Ja, is dit ons lewe in 'n wonderlike land. Ons is vry. En ek wil net die Here dankie sê daarvoor dat ek in hierdie land mag bly, wat vrede het nog, wat nie oorlog het nie, wat godsdienstvryheid het, wat nie vervolging het vir Christene nie. Men as kerk waar jy in die kerk ingaan en dan vrees jy, wanneer gaan iemand daar instap en dan op jou begin skiet of so. Ek dank maar net die Here daarvoor. Amen. Nou, ja, ek wil net nou met my Bybel toe maak. Van Gister Karel begin bid tot nou toe, en nou al maar die hele preek van. Die hele boodskap en selfs as begin sin, die weet ek is jong en ek het getuienis. Meer as een getuienis, want die woord van die Here sê waar die getuienis van 2 of 3 is, sal 'n saak vasstaan. Jy mag nie iemand skuldig bevind sonder ten minste 2 getuienis. Ek het ten minste 2 getuienis vanmôre. Ek Fransie nie nog geen doel van houding van hier. En teenoor ek het pastoor Reiner wat na sê daar werk is. Dit is die plek van die. Pad daarvan af is ek gaan die kerk en toe met my dokter, ek sê vir my vrou as ek wil net maar 1 kan keer môre te baie te sê, dan is die niks nie kom. Niks. Ek geen idee. Die na 7 by huis kom en ek gaan stort en hy is in 'n binnekamer en God het daar. Alles wat die Here met my begin deel het, is vanmôre van gebed, weerstand, en getuienis met God bevestig. Dis ek 'n titel vanmôre aan my boodskap kan gee is dit dat God hoor jou. Sy oor het nog nie gedoof geraak en sy arme het nog nie verkoop. Amen. En spite van wat die vyand wil hê jy moet voel en dink en glo ek vanmôre vir jou sê, God se oor is oop tydens jou storm, tydens die verdrukking. Want daar's mense wat voel vanmôre dat die lewe is onregverdig. Mense staan onregverdig teenoor. Mense sê goed wat nie die waarheid is nie, wat nie reg is nie. Mense maak seer met valse aantuigings. Hoe sê dit? Ja, maar reg, as jy steeds en stout my breek my hout, wat woord so om net te doen. En woord? Ja. Maar woord is my baie lief. Sien, dis baie makliker verbede om gesond te word as vir 'n hart wat so gesluit is. En ek wil vir julle sê, dis nie net wonderlik vir julle te voel om die teks van 70:7 aanbied. En as jy dalk nog nie gesê jy kan kom, ons wil 'n plan maak om jou goed te kry. Kom. Want as daar een mens is wie jy nodig het om te vergewe, is dit jouself. Dan is die moeilikste verwoorde. Maar vanmôre is die God hoor. Ons lees daar in Eksodus hoofstuk 3 met jou paar verse vanaf vers 6
En een ding wat jy moet verstaan is, en die broer het nou gepraat van die Israeliete, wat uit Egipte uit is. Nou, daar klomp Jode was daar, of hulle was toen nog Israeliete, was vir meer as 400 jaar in Egipte. Waarvan die laaste klompie jare onuithoudbaar was. Jy sien ons dat toe die farao wat die belofte gemaak het aan Josef en wat vir Jakob geken het en hy kan hulle die wonderlike gedeelte gee, en was gesond, toe hy dood is, geslag of wat daarna, daai farao, hy het nie geweet nie van die al wat hy gesien is, hierdie ons raak te veel vir hom, en hy het bang geraak. En hy het alles in sy vermoë gedoen om hulle te verdruk, om hulle sleg te behandel. Nou ek wil vir jou sê, hierdie oude deel van die kerk se geskiedenis, hoe groter die verdrukking was, hoe groter is die groei. So alles wat farao probeer doen het eintlik die teenoorgestelde uitwerking gehad. Maar dit het nie die mense se situasie verander. Dit het nie hulle omstandighede verander. Daar is mense wat in verdrukking gebore was, en dis al wat hulle geken het. Haat, moeite, seer, pyn, stikking. Onskuldig. Stikking. Imagine jy hele lewe. En hulle het gehuil, en hulle het geroep, en hier is God se antwoord. Hy sê, Vader seun, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Ek wil die vermoord sê, dat is nie God. Die God van die Vader. Ja. En ek wil vir jou sê, baie keer mag ek nie sê die vyand wil die kan hê. As ek die God van Abraham Isak en Jakob, dat is nie. Miskien as nie ander God. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien. God het duidelik, God sien. God is nie blind nie. Hy sien. Ek het duidelik gesien. Die rede van my volk, wat in Egipte is. En ek het hulle jammer geklagte oor hulle drywers gehoor. God is nie doof nie, hy hoor. God sien, God hoor. Ja, ek ken hulle smarte. God sien, God hoor, God ken. Hy is bewus. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos. Ek wil vir jou sê, God is in die betrokke. Hy daal neer. Wanneer jy tot hom roep, hoor hy. Wanneer jy tot hom roep, sien hy. Wanneer jy tot hom roep, ken hy. Wanneer jy tot hom roep, dan daal hy neer tot by jou. Jy mag dan vanmôre voel, die Here is nie by jou in die saak nie. Maar ek is hier vanmôre om vir jou te sê, God het neergedaal, want hy het gehoor en hy het gesien. En hy weet. Om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en 'n wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Periesiete, die Jebusiete en die Jebusiete. Ek wil jou sê, God het nie net gekom as hy neerdaal, kom hy nie net om jou te verlos nie. Hy kom nie net om jou uit te haal, maar hy kom om jou op te tel, om jou op te vat. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, as God in die saak inkom, as hy neerdaal, dan kom haal hy jou nie net uit nie, maar hy vat jou op. Amen. Daarom sê hy, jou vyand sal met een pad na jou optrek, maar met 7 paaie sal hy in die nacht klim. En nou, kyk, die jammer geklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien, waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. En dan vers 14. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Ek wil vanmôre sê, die God wat ek in jou bid, is ek. Amen. Hy is die verlossing. Hy is die antwoord. Hy is die uitkom.
Hy is die geneesing, hy is die herstel, hy is die seën, hy is die een wat hoor, hy is die een wat sien, en hy is die een wat sal neerdal en jou ophef. Prys die Here. Kan ons die Here nie net nou nog opgee? Prys die wonderbare naam. Baie keer in ons ellende, in ons toestand, in ons storm, in ons verdrukking, voel jy alleen. Jy voel op jou eie, aan jou eie lot oorgelaat. Dit voel net of jy daar nie jou hulp gaan wees nie. Dit voel net, as jy gebid kry, maar baie keer is dit so onmoontlik om dit bid, maar as jy by jou plek gaan kry om dit kan bid, dan voel jy jou gebed haal nie eers die platform. Dit voel vir as jy jou gebed daar, ek hover hier by jou. Hier waar jy sit, waar jy kniel, waar jy net is daar, dit voel as jy vir jouself bid. En dan jy jouself, is dit nie werk? Is dit of jy moet die werk met dit bid? Sal daar van my hulp wees? Sal iemand antwoord? Sal iemand op my afslaan? En iemand wat baie vertroud was met verdrukking, is daar. Dis iets wat hy baie goed verstaan. Alhoewel die Bybel nie baie duidelik is daar, en is ek van die opinie, David was nie met die vader gewees. En dit is van my gelaat. Daar's die idee dat hy net wat agter gekyk. Hy was 'n halfbroer van die ander. Om dit die waarheid is weet ek. Maar ek het regtig die oortuiging dat Israel, het die van David gehou. En dit is baie duidelik wanneer jy Samuel sien en God stuur hom na Isaia toe om sy seun as koning te salf. En Isaia al die seers daar gesit, want hy het eers met David gedink het. Hy het eers David was so min in sy oë dat hy nie eers hy kon nie staan gehad. Maar dit kan nie, God kan nie vir David kom. So van kind af het David iets verstaan van verwerking. Om een kant gestoot te wees. Nou, ek weet wat toe 'n rede, ek sal nou weet wat merk. Ek gaan nie daarvan weet. Ek weet, het was nooit met my gesien. Ons is net 4 kinders, 2 sussies, 2 seuns, ek is die tweede oudste seun, ek is die grootste seun en groot van my. Ek is hier vir ons. Reeds, maar ons het. Maar hy het 'n paar broers gehad, en hy is nie oudste. En hier, ek dink nog iemand hier 'n paar broers gehad. Ek dink dit was 'n werkwoord wat gekom het. In die begin is dit baie moeilik, dat jy die stadig vir eens laat. Jy weet, maar soos jy dan groei, dan jy dalk so goed werk doen, jy weet. Jy sal nie sterk nie, jy net seker maar, maar vergeet ek van die tand. Ek moet baie erken, hulle is 14. Amper 'n reikenspan. Ek definitief een reikenspan. Ek het spoedwerk doen, dat jy dan net namelijk eerst in die kostpot te kom. Ek dink David het amper nooit iets gekry eet. Daarvoor het sy pa seker gemaakt, jy sal die skape. Maar die een ding wat David goed geweet het, die ene, kyk, wat hy beter af was as sy broer. En David het op God vertrouw. David het geweet, God is sy voorsiening. En hy het nooit, God was nie David sy spaarwiel nie. God was David sy alles. Hy was die eerste een na wie hy gehardloop het. Hy was die eerste een. Hy het afsluit in totaliteit op God staat gemaak. Daarom kon hy gewoon met Christus aanvat. Ek bedoel het agter sou werk en die van hulle was bereid. Is dit wat papie mooi van hom kyk. Hulle die steeds gekry David in die bene af. David het haar van papa dit gedoen.
En dan die huis kom en dan was daar so bakkie pap oor en die paar keyboards het lede daar gehang, en dan net op die plek in. Verdrukking het 'n manier om jou op God te laat vertrou. Wanneer niemand anders meer kan help nie. Daarom dit van geboorte af geleer. Sien as skaapwagter en jy verstaan hoe moeilik die lewe kan wees. Ek dink om 'n skaapwagter veral in daai plek is nie die skaapwagter wat jy vandag ken. Hierdie kom beesnag te verhaal met onder 'n koekie boom sit en die diere is in hulle eie. Hulle het voor die skaap uitgestap. Daarom kan hy sê in Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy lei my na waters waar rus is, op groen weivelde lei my, want hy is 'n skaapwagter. Dis wat hy vir sy skape gedoen. Hy het nie die beste koelplek uitgesoek nie. Nee, hy het na groen weivelde gesoek, sodat die skape kan by. Hy het na waters waar daar rus is. Hy het seker gemaak die leeu kom nie by hulle nie, en die beer kom nie by hulle. Hy het omstandighede verstaan. En as jongman word hy gesalf as koning en toebreek die hande. As hy gedink het, as skaapwagter het hy moeilikheid, maar as die gesalf dat hy neergaan, want die koning Saul het sy lewe gesoek. Die Filistyne het sy lewe gesoek. Is dit nie interessant nie, wanneer God jou verhef, dan breek al die hel los. Wanneer God jou seën, wanneer God jou oprig, dan kom die vyand soos 'n Goliat teen jou. Ek wil jou vanmôre sê, baie keer is die storm in jou lewe as gevolg van God se seën, van God se bevordering in jou lewe. Dis nie omdat jy stout was nie, of ongehoorsaam was nie. Dis nie altyd noodwendig 'n lesie nie, maar dit was juist as gevolg van God se seën, want die oomblik toe Dawid gesalf word, toe wil die vyand sy lewe. Soms wanneer God sy seën oor jou uitstort en hy jou oplig, dan word jy kom op die merk. Die vyand wil nie jy kies nie. Jy sien met die vyand lewende geestelike reale. So hy sien al hierdie dinge voordat jy dit sien. En hy besef dat hy hierdie ding wat hy moet stop. Nie hier's maar moeilikheid. As jy se kan hierdie ding uitvind, dan ek moeilikheid. Dan dit dan weer. As broer Andre die ding uitvind, dan moet ek die voete en kamera uitkry. Want die man, hy gaan. Die dag moet jy dit uitvind. Die dag moet jy dit kan verstaan. Dan maak ek dis hoe die duiwel kom in alle hel. Hy met alle storms en alle verdrukkingen. Is om jou te probeer ontmoedig. Is om vlees met jou in te moes om in twyfel. Sodat jy nie met dit uitkom wat God jou reeds gegee het. Ek wil jou vanmôre sê, jy is reeds geroep. Jy is reeds geseën. Die aanstelling sal plaasvind die oomblik wanneer jy in die storm kom. Want toe hy weer Saul kom en hy weer die Filistyne die regte tyd met God hom aangestel, waarvoor hy reeds gesalf. En ek en jy kan sê dat God het jou reeds gesalf. Hy het jou reeds geseën. Dan kan die duiwel maar kom en maak weer te doen. Hy kan nie in jou hart. Jy sien, want dit is wat Biljam vir Balak gesê het. Balak lief Biljam, meer as een keer, betaal hom 'n groot klomp geld om die Jode te vervloek, om die klomp Israel te vervloek. Wat sê Biljam vir Balak? Hy sê, ek kan, as God geseën het, die kind hier. Nie is die duiwel, as God is, die duiwel kan hy baie hard, hy bring spons, hy gaan haal ook Biljam om jou te vervloek. Hy gaan haal ook Balak om die lewe vir jou moeilik te maak. En as ek jy kan besef dat as God jou klaar gesalf, hy het jou klaar geseën, hy het jou klaar geroep. Die al wat nou tussen my en aanstelling staan, tussen my om die posisie in te neem wat God eintlik reeds vir my vasgemaak het, is hierdie onderhoud van verdrukking en storm. Job staan jou. En as ek en jy dit kan besef, dan gaan die verdrukking niks doen. Dat die vyand geen krag op my.
Die Psalm 56 is 'n gedig wat koning Dawid skryf. Tydens die gedig. En dit het 'n lied gemaak het van ver terawinte. Ek weet nie waar die Afrikaans die woord terawinte kom nie, maar dit beteken stille tyd. Die Hebreëse woord daar is twee lede gepraat van 'n tyd sonder stem, tyd stil. Dit is die wyse van daai mense. Want die Jode sal weet waarom dit eintlik nie weet nie klink aan nie. Maar dit is 'n gedig wat Dawid skryf in bedreiging, in vervolging. As gesalf tot koning, maar die hel het hom gebeur. Ek wil vir jou vanmôre sê dat die lewe is vol keuses. Goed gaan gebeur. Mense gaan goed doen, mense gaan goed sê, goed gaan gebeur. Ek en jy die keuse oor hoe ons daarop gaan reageer. Ek en jy kan nie altyd besluit wat met ons gaan gebeur nie, maar ek kan die effek van dit wat met my gebeur, kan ek beheer. Ek gaan dalk nie die fisiese effek daarvan op beheer nie, want kyk, as jy vir my geraak slaan, gaan ek seer nie. Dit gaan bloei. Ek gaan dalk 'n tand verloor. Ek gaan dalk moet steek. Ek kan niks daar doen. Maar waarop ek beheer is my emosies, op die emosionele effek en die geestelike effek daarvan. Ek kan besluit hoe ek gaan voel oor die ou wat die vuis geslaan het. Of die ou wat die woorde gesê het. En dis eintlik wat Dawid in hierdie Psalm openbaar, is dit ek en jy het keuse. En daai keuse het 'n invloed op hoe ek en jy hier hierdie omstandighede kom. En iets wat ek besef het, is dat my keuse is gekoppel aan wat ek glo. En wat ek glo is gekoppel aan kennis. Van wat ek weet. Dawid het iets geweet. Hoekom het hy dit geweet? Want hy het geglo. Hy kon glo want God het hom saam met die beer gehad. God was saam met hom by die leeu. God was saam met hom by die groen by die velde. God was saam met hom by die waters van rus. Hy het op God van die jongtyd. Hy het kennis opgebou omdat hy gereageer het op dit wat God geopenbaar het. En as gevolg van daai kennis het hy geglo en as gevolg van sy geloof het hy sekere keuses gemaak. Ek en jy het vanmôre al die kennis. Ons het nie net God se woord in die Heilige Gees. Ek en jy het getuienisse van wat God al gedoen het. So ons het kennis. Gaan ek dan vasstaan in die geloof wat God al reeds aan my geopenbaar het en daarop is my besluit neem? Of gaan ek my besluit neem as gevolg van die twyfel en die vrees van die vyand in my hart probeer kry as gevolg van omstandighede waarin ek is? Ek gaan nie die hele Psalm 56 in die lees, jy kan dit self lees, ek wil 'n paar verse daaruit oplig. In vers 2 roep Dawid uit. O God, hoor my gebed. Hy sê, wees my genadig o God, want die mense vertrap my. Hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. O God, wees my genadig. Dis die eerste ding wat hy doen in sy omstandighede is, Here, wees my genadig. Vader, ek weet nie wat die plan is en wat die wil is nie, maar ten spyte van wat my gebeur, wees my genadig. Gee my die krag om staande te kan bly. Gee my die wysheid en die insig om te kan sien, Here, waarmee is U besig? Wees my genadig.
Hy roep om genade want hy was 'n absolute, totale afhanklikheid van God. Die uitroep van genade is 'n uitroep van afhanklikheid. Here, ek vertrou U. Here, ek is van U afhanklik. Here, as U nie gaan help, wie gaan? Ek kan nou niemand anders toe gaan, Here, U alleen. Net wel. Hy het nie eers na sy pa toe gegaan. Hy het nie eers na 'n boetie toe gegaan. Hy het nie eers na 'n vertroueling toe gegaan. Hy het nie na die priester toe gegaan. Hy het nie na die dominee toe gegaan. Hy het nie na die pastoor toe gegaan. Nee, hy het op sy knieë gegaan en sê, God, wees my God. Dit was sy heel eerste reaksie. Is God wees my genade, want ek is van U afhanklik. Sy uitroep van genade was die wete dat hy weet God is in beheer, ook van dit wat nou met hom plaasvind. God is in beheer. Hy het nie om wie die rol speel. Hy het nie 'n saak met koning Saul nie, hy kon. Hy twee geleenthede gehad waar hy Saul kon doodmaak. Waar sy manskappe vir hom sê maak hom dood. Waar hy by sy bed staan, waar Saul slaap, waar hy sy swaard en sy hart onttrek, sy kop uit kies hoe hy dit wil doen. Hy het gesê, die vraag kon hy doen. God sê die. Kies die man wat sy lewe soek onskuldig. Hy soek sy lewe. God sê die. Daarom roep hy, Vader, wees my genade. Vers 4 en 5. Sê ek en jy met die keuse maak. Hy sê daar in vers 4 dat hy sê, weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose. Hy sê dit beteken dat jy soos 'n geraas. Jou lewe klink soos 'n geraas, want alles is teen jou. Daar was 'n tyd in my lewe waar alles uit mekaar geval het. Alles raas, niks maak sin. Het raas, hier in die kop, het raas. As ek al weet in die lewe, maar kom ons sê die ding nie so. Dit klink al vir dieselfde. Hy sê, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Ons moet al daai vers lees. Die dag as ek vrees, sal ek op U. Kom ek hier nie skeer vir mekaar. Ons word bang vir. Daar het ek wat bang geword. Iets kan happen. Genade. Ek was dom genoeg om te word. Jy moet dom wees om te word. Ek verstaan eintlik nog nie. Ek is nie bly ek verstaan stil word. Iemand dalk het dit word verstaan vir ek verstaan. As ek 'n jong man is. My eerste geveg in Tabazimbi stil. Kan ek dit al nie oorvul. Split in die wil. Bokskoene af. En dit is die rooi en blou streep wat ek sterk. Split in die wil. En my afrigter op pad so toe die bus sê vir ons Afrikaners, julle moet net nie eet voor die geveg. Want jy van naam. Nou kom jy mos by 'n skou en almal is happy, en ons wil weer na te kyk en net. Ek wil nie eet nie, want ek kan nie sê nie. Ek sien nie eens wat naam nie. Okay, hy sê ek kan nie eens dit moet. En hy sê daarso, as iemand vra wie is, hy sê nooit wie sy naam nie. Want as jy gaan sê wie jy is, dan gaan die ouens jou probeer bang vra. Jim, maar ek het nie altyd daai voorreg. Want as God die bevolking dat nie hy wil wie jy is. Jy nie al werk nie. Jy kan stil bly vir mense. Ja? En stil bly maar die duiwel weet van jou. Jy kan nie van hom werk nie. So hy sê dit toe op ons en omdat ek 'n lugswaar was en dit was in my
Dit is wat my eerste senior gestart, ek wil dalk net oor senior te doen. Maar ek skep in die laaste om wat ek moet vas. En so beweeg jy nou maar tot dit tyd vir op te ware en op te stel. En ek sê staan loop so by die kry en daar sien nou 'n klomp ons daar sit en die ou praat so en jy nou sê ja, maar wie sien die vrugboot dan, jy weet, en ek hoor dit nie. En sien nie is ek. My ma, die grootste fout wat ek maak. Daai man het dat my gedag net vyf op groot en daar is op kyk. Hy het die doorslaan. Kyk daar is hom. Hy spring op boks. Mense dink moeilik. Hy het nie. Ja, ek begin net op te bly. Kyk hoe ek in die kruit klim. Was ek banger my bang was. Ek dog die mense klap my hande, toe kom ek agter is my knie. Soms gedink jy vrees, jy gaan so bang wees vir dit waarin jy beland. Dawid sê hierso, die dag as ek vrees. Maar jy sien ek en jy het 'n keuse oor wat ek en jy met hierdie vrees gemaak het, want die ding het gebeur. Die bom het ontplof. Die pop op die veld gestraai, wat ook al jy wil noem, dit het gebeur, en jy skrik jou dood en nou moet ek jy besluit. Dawid sê, maar die dag as ek vrees, gaan ek ook nie vertrou. Deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou God. Ek vrees nie, wat kan vrees aan my doen. So wanneer ek en jy in hierdie situasie kom, wanneer hierdie storm oor my losbars, het ek en jy 'n keuse om te glo wat die vyand vir my sê en ek kan vrees in my hart toelaat en ek kan toelaat dat vrees my oorweldig en ek kan toelaat dat die vrees my geloof smoor en ek kan begin twyfel en ek kan begin bekommerd raak en ek kan begin stres en ek kan probeer om allerlei plannetjies te maak en ek kan 'n sak en as van lê en dink die saak is nog nie. Ek kies. Maar dis vrees maak jou lam. Ek kon nie. Dis my hande optel en ek geveg, so bang was ek. So voor die vrees my lam gemaak. En ek dink die meeste van my geveg, die eerste my gelag, wat ek het gehad. Dit is aan die mense van my geloof. Want ek kon nie ontslaan nie. Ek het my hande hou nie, my hande is dood. En dit is wat ek geveg weet. Want die ou my dat ek nie het raakslaan, ek moet achter my en zwaar neem. Jy sien, wanneer jy achterkom, die Bybel is nie besig om vir jou te lieg. Hy kan nie eintlik doen wat hy sê hy wil doen nie. Hy probeer die vrees by jou boesem. Wanneer jy kom achterkom, maar hy is nie so erg nie. Maar hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. Dan weet jy maar, hierdie ou brul net soos 'n leeu, maar hy is nie 'n leeu nie. Dan weet jy maar, hierdie saak is eintlik, ek kan hom wen. So ek kan eintlik besluit om 'n oorgawe te maak. Om op die Here te vertrou. En sy woord te glo. Want jy sien, die Here het my nie gees van vreesagtigheid gegee, maar een van krag. Ek het dit sommer in hoofletters hier gesit en jy het 'n gees van krag gekry. Miskien moet jy dalk ook nie veronderstel staan en sê, okay, give your best. Kom ons kyk of jy kan doen en sê nie kan. Maar ek wil net vir jou sê, as jy daai hou staan en jy moeilik het, ek gaan net wegtree en my God sal dit vernietig. Van liefde en van selfbeheers. Maar vrees wat jou selfbeheersing verloor, dat jy nie kan stilstaan met jou bene klap teen mekaar en die ding die skaam en jy.
Maar hoekom het Dawid nie gevrees nie? Hoekom was Dawid nie bang nie? Hoekom het Dawid op God vertrou? Hoekom was dit moontlik vir Dawid om die regte keuse te maak? Want Dawid het kennis van God gehad. Hy het op God se woord staat gemaak. Hy sê dat deur God sal ek U woord. Hy sê deur U krag, deur U heerlikheid, deur U openbaring sal ek U woord prys. Sal ek op U woord. Hy het nie gesê my eie krag en my eie insig nie. Hy sê Here, U openbaring, deur U sal ek op U woord vertrou, sal ek U woord prys. En vandag het ek en jy dieselfde voorreg deur die Heilige Gees. Want dit is die Heilige Gees, hy is die Gees van kennis, hy is die Gees van openbaring, hy is die Gees van wysheid, hy is die een wat die woord openbaar, hy is die een wat die geloof in my opwek, om die woord te kan oopmaak, dan breek hy die woord oop, en hy maak die woord rema vir my, sodat ek het kan verstaan, en omdat die Heilige Gees in my werk, en die woord my oopmaak, kan ek staat maak op die woord, ek kan op God se woord, ek het die kennis, Paulus sê, julle weet alles wat julle het, die Gees. So ek en jy kan die regte keuse maak. Ek en jy het nie 'n verskoning vanmôre dat my verwysings, jy kan besluit wat is die verwysingsraamwerk waaruit jy jou keuse gaan maak. Gaan dit wees op die ou mens wat eintlik in die watergraf gesterf het, of gaan dit wees in die een wat 'n nuwe skepping in Christus is? Gaan ek toelaat dat vrees met my raak? Gaan ek toelaat dat my eerste reaksie, wat vrees is, gaan ek dit koester? Of gaan ek sê, ten spyte van my vrees, gaan ek op die vertel? Gaan ek die woord loof en prys? Gaan ek die woord bestudeer, gaan ek die woord, en my omstandighede, ek is bang, ek is bang, maar ek vertrou die woord, en ek gaan die woord eet, tot ek die vrees van my wegvat. Dawid maak 'n verklaring. Ek sal nie vrees nie. Ek gaan die ding in toelaat. Dit het daar gekom. Ek my natuur, ek my mensies, en die vlees, het hierdie gevoel, sy verskyning gemaak. Kyk, as 'n man van 7 voet, voel op muscle, en baie boeien reis het wel afstorm. En ja, en die gat kom. Ek gaan die kans kry. Maar in hy wonder kan jy besluit en nie gewoon sê dat jy nie kan doen. Dat jy weet hoe jy moet doen. En nou sê ek goed. Hy kom met my met 'n swaard en 'n mes en 'n spies, maar ek kom teen die naam van God en smaak af en van die Here. Amen. Sê jy dit verstaan? Dit is nie 'n plek in my in jou lewe. Kom en in krag en kom op grond van wat God se woord sê. Lukas 12 vers 4 en 5 sê, en ek sê vir julle, my vriende, net nie praat nie. En praat met die disipels. Hulle is nou vriende, hulle gaan broers word. Want voor sy sterwe is hulle vriende, en hy opstaan word die vriende broers. En praat met my lewe. As jy moenie vrees dat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen. Is nie die einde is die sterfte. Vra maar vir Paulus. Vra vir Stefanus. Die eerste martelaar. En hier is my oortuiging. Ek sien nie dit is nie, maar hier is my oortuiging. Ek dink nie Stefanus het nie van my klippe gegee. Want die skrif sê die hemel het voor hom gegaan en hy het die Here gesien en hom verstaan. En terwyl hulle klippe gooi, het hy vir die Here gesê, reken hulle die nie toe, dit is my woorde. Hy sê dit alles in 'n basis sê, hy sê reken hulle, hy sê wat vat nie sien.
Ek dink dit is wat met baie van ons broers en susters gebeur, wat sterk terwyl in geloof. Ek dink dit is 'n pynlike ervaring, en Christus is daar saam. Sien in jou grootste oomblik het hy neergedaal, hy is daar, hy het gesien, hy het gehoor, hy is daar. Maar ek het net so vrees dat die dood, it's not an end, it's the beginning. Ja. Daar maar niks meer te doen. Maar ek sê julle wys wie julle moet vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het, hy bemagtig is om in die hel te werk. Ja, ek sê vir julle vrees hom. Wanneer ek en jy 'n vrees vir God het, dan is daar niks. Wanneer ek en jy verstaan wie God is, en wie ek vir hom is, en wie hy in my is, en wat hy vir my voel, en ek kan vrees wie hy is, en by magte wat hy kan doen, ek sê vir jou, dan is daar niks anders in hierdie heelal en hierdie skepping wat jou kan bang maak. In Johannes 4:4, julle is uit God, my kinders, en jy julle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hy kan kom met baie dinge, en jy kan verskriklik oorweldigend voel. God se genade. Dawid weet God is groter as Saul. Hy's groot as die Filistyne, en hy's groter as elke ander jong rap wat sy maat wat sy lewe soek. Hy is groter. Hulle kan hom niks doen nie. Jy sien wat hy teen ook geweet. Net soos Paulus. Toe Paulus op die skip, kyk almal, daai manne wil vlug en hulle wil alles oorboord gooi. En Paulus sê vir hulle, julle moet op die skip bly, want hy wat op die skip bly sal lewe. Jy gaan jou lewe verloor as jy hier afspring. Hoekom die Paulus? Behalwe vir die feit dat God aan hom openbaar het, maar God het nog 'n plan met hom gehad. Hy moes in Rome kom, hy moes nog met die keiser gepraat het. Paulus weet sy taak is die voltooiing. Daarom het hy nie die vlees gehad het. Dawid dieselfde. Hy het geweet, hy moet op die stoel sit, hy moet nog koning word. Hy gee, maar my God is groter as enige ding. Hy het nog 'n plan. As God jou opgehef het, en jou geseën het, en jou geroep het, en jy nog nie eens daarin dink jy God is klaar met jou? Dink jy die vyand kan die saak stop? Dink jy dat hierdie ding gaan die einde wees? Nee, God het 'n plan. Daar is ook goed wat jy moet doen, daar is ook goed wat jy moet sê. God is nie die een wat jou bevorder en dan daar gefire. Die enigste rede hoekom jy dalk nooit jou posisie kan inneem nie, is omdat jy vrees gekies het. Vers 7. Sê dis ook om daar te soek van wat teen en mond het. Hy sê dan, hulle val aan. Dit was nie net leer woorde nie. Hierdie vyande het nie dreigemente gemaak nie. Hulle val aan. Halleluja! Hulle let op my hartstene, net soos hulle op my lewe gedoen het. Die vyand lê nie. Die oomblik wanneer jy bevorder word, die oomblik wanneer God jou verhief en jou seën, is die vyand sy oog op jou en hy dink en hy doen jou. Hy is bewus van elke beweging. Hy is bewus van elke ding wat jy sê. Hy is bewus van elke ding wat jy doen. Die enigste wat hy nie kan regkry is, hy kan nie jou gedagtes lees nie. Maar hy sal vir die pyle afdien, want gedagtes in die kop geplaas, maar kan jy nie daarop reageer. Dan is hy 'n hele goeie idee wat jy doen. Hy lê in jou. Hy is bewus van jou. Hy hou jou dop. En daarom waarsku Jesus se disippels hulle in Matteus 26:41, hy sê, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy sê, waak en bid. Wees op die uitkyk. Weet dat die duiwel se oog is op jou. Hy is besig om jou. Dis iets wat ek baie moeilik verstaan en te verstaan nie. Miskien ook nog steeds, ek verstaan, maar nie altyd toepas.
Maar my vrou kan met my baie kwaad doen. Maar jy wil nie my naam hê. Wat sê jy nou? Ek is goed so. My bynaam is moeilik en so. Ek het altyd gedog haar naam is moeilikheid, want ek soek moeilikheid. Ek kom op dit is eintlik ek is moeilikheid. Maar soms tree ek op en dan sê sy vir my, jy moet so optree. Of mense kyk na my. En dan kan ek van my weg spyt. Maar moenie vir my sê hoe ek. As hulle wil dink dit dan moet hulle dink wat hulle wil doen. Ek weet wat ek moet doen. Maar sien